Ester 4. Toe Mordegai hoor wat gebeur het hy sy klere geskeur. Hy het rou klere aangetrek en as op sy kop gegooi. Hy is in die stad in en het hard en droewig loop en huil. Hy het voor die ingang van die paleis gaan staan. Iemand met rou klere aan was nie toegelaat om deur die hek in te gaan nie. In elke provinsie waar die besluit en opdrag van die koning afgekondig is, was die Jode baie hartseer. Hulle het gevas en gehuil en getreur. Baie het rou klere aangetrek en as oor hulle gegooi. Koningin Ester se diensmeisies en die amptenare het haar van Mordegai kom vertel. Sy was baie ontsteld. Sy het vir hom ander klere gestuur om in die plek van sy rou klere aan te trek. Hy het geweier. Ester het vir Hattak laat kom. Hy was een van die koning se harem opsigters, wat haar moes oppas. Hy moes by Mordegai gaan uitvind wat aan die gang is en hoekom hy so maak. Hattak gaan toe na Mordegai, waar hy op die plein voor die ingang van die koninklike paleis is. Mordegai het hom ingelig oor alles wat gebeur het en van die bedrag wat Haman aangebied het aan die skatkis van die koning om die Jode te kan doodmaak. Hy het ook vir Hattak 'n afskrif gegee van die proklamasie wat in Susan uitgevaardig is om hulle uit te roei. Hattak moes dit aan Ester wys en vir haar alles verduidelik. Hy moes by haar aandring om na die koning toe te gaan en by hom om genade te smeek vir haar volk. Hattak het met Mordegai se boodskap na Ester toe teruggegaan. Sy het Hattak weer na Mordegai gestuur om vir hom te sê, elke amptenaar van die koning en die volke in die provinsies van die koning weet dat enige man of vrou wat na die koning toe gaan as hulle nie ontbied is nie, volgens voorskrif net daar doodgemaak word, tensy die koning sy goue scepter na so 'n persoon toe uitsteek. Dit is nou al 30 dae sedert die koning my laas laat kom het. Ester se woorde is aan Mordegai oorgedra. Mordegai het haar laat weet, moenie vir een oomblik dink dat jy daar in die koning se paleis gaan vrykom van die lot van die ander Jode nie. As jy in hierdie tyd gaan stil bly, gaan uitkoms en redding vir Jode van 'n ander plek afkom. Jy en jou familie sal dan uitgewis word. Wie weet of dit nie miskien juis met die oog op 'n tyd soos hierdie is dat jy koningin geword het nie. Ester het hom geantwoord, gaan maak al die Jode wat jy in Susan kan kry bymekaar, vas ter wille van my. Vir 3 dae lank moet jy hele dag en nag niks eet of drink nie. Ek en my diensmeisies sal net so vas. Al is dit in stryd met die voorskrif, sal ek na die koning toe gaan. As ek dan daarvoor moet sterf, moet ek maar sterf. Mordegai het toe gegaan en alles gedoen wat Ester hom laat weet het.